Hallo daar en baie welkom. Vandag gaan ons kyk na die ongelooflike goed waaruit alles om ons gemaak is. Ja, van die metale in jou foon tot die vesels in jou klere. Goed, is julle reg? Kom ons spring weg. Regtig, dink 'n bietjie daaroor. Kyk gou om jou. Alles het mos ewers begin as 'n basiese materiaal. En dis presies waaroor ons vandag gaan gesels. Ons gaan daai basiese boublokke bietjie uitmekaar trek en sien hoe die mensdom hulle oor jare en jare vervorm het om ons lewens te maak soos dit vandag is. So, ons begin somme met die staatmakers, die swaar gewigte van die industriële wêreld, metale. Hulle is letterlik die ruggraat van so baie dinge wat ons elke liewe dag gebruik. En dit alles te danke aan hulle heeltemal unieke eienskappe. Nou, die interessante ding is, hoekom ons sekere metale vir sekere dinge kies? Vir geboue en karre, wel, daar soek jy mos daai ongelooflike sterkte. Maar vir juweliersware? Dan soek ons daai pragtige glans en helderheid van goud of silwer. Maar hier's die ding, suiwermetale is nie altyd die antwoord nie. Nee, soms moet ons 'n bietjie kreatief raak. En dis presies waar alloye inkom. Dink hieraan soos 'n resep in die kombuis. Jy vat 2 of meer metale, jy smelt hulle saam en poef! Die eindresultaat is 'n splinternuwe materiaal wat die beste eienskappe van sy bestanddele vat en dikwels is dit selfs beter as die oorspronklike. So, die hele punt hier is eintlik verbetering. Kyk na staal. Ons gooi net 'n bietjie koolstof by yster en skielik is dit soveel sterker. Gooi nog 'n bietjie kruimium by daai mengsel en jy kry vlekvrye staal wat nie roes nie, perfek vir jou kombuismes of jou wasbak. Elke alloy is spesifiek ontwerp met 'n doel, met 'n voordeel in gedagte. Hier is nog 'n slim truc wat ons gebruik. In plaas daarvan om 'n hele ding uit 'n duur metaal te maak, maak ons dit uit iets goedkoper, soos staal. En dan bedek ons dit met 'n dun laagie nikkel om dit mooi te laat blink. Presies soos ons Erian en R2 munte. En die R5 munt? Wel, hy is selfs meer spesiaal. Dis 'n B-metaal, 'n kombinasie van 2 metale spesifiek gemaak om dit moeiliker te maak om te vervals. Nogal slim, né? Metale is natuurlik fantasties, maar die hulpbronne waaruit ons hulle kry, wel, dis nie oneindig nie. So wat gebeur as 'n metaalvoorwerp nou die einde van sy lewe bereik? Wel, dis waar die storie nog interessanter raak, want metale kan 'n tweede en ja, selfs 'n derde lewe kry. So, hoekom is herwinning nou eintlik so vreeslik belangrik? Wel, daar's 3 groot redes. Nommer 1, ons bewaar ons planeet se natuurlike hulpbronne. Nommer 2, dit vat ongelooflik baie minder energie om 'n ou blikkie te smelt as om nuwe metaal uit die grond te gaan myn. En laastens, dit beteken minder gemors op ons stortingsterreine. Dis mos 'n win-win-win situasie vir almal. En die proses self, dis eintlik redelik eenvoudig as jy daaraan dink. Alles begin natuurlik met insameling. Dan word die metale gesorteer, dikwels met reuse magnete wat die staal uit die res van die hoop trek. Daarna word dit fyn gekap, in massiewe oonde gesmelt en heel laaste word dit gesuiwer sodat dit weer gebruik kan word om splinternuwe produkte te maak. Goed, ons het nou oor metale gepraat, maar wat van alles anders? Jy weet glas, plastiek, keramiek? Dit is waar verwerking inkom. Dis basies die kuns om rou materiale te vat en hulle te verander in iets heeltemal nuuts en nuttigs. Dink net gou hieroor. Ons neem iets so eenvoudig soos gewone sand en deur dit te verwerk, verander ons dit in deursigtige glas. Ons neem riolie diep uit die aarde en ons verander dit in die liggewig plastiek wat ons letterlik oral gebruik. Dis amper soos moderne alchemie, is dit nie? En hier is 'n paar van daai eindprodukte wat ons almal ken. Beton, die goed wat ons stede bou, is basies net sement, water en sand wat kliphard word. Keramiek wat gemaak word deur klei te bak, gee ons daai harde waterdigte teëls en borde. Elkeen van hierdie materiale is spesifiek verwerk om 'n sekere doel te dien, of dit nou krag, deursigtigheid of duursaamheid is. Maar ons moet glad nie vergeet nie, mense was al lank voor moderne fabrieke besig om materiale te verwerk. Tradisionele kulture het vir eeue lank die natuur se eie materiale gevat en op ongelooflike slim maniere gebruik. In kulture soos die van die Zulus en Xhosas byvoorbeeld, is plantvesels soos gras en riete gebruik om sterk duursame items te maak. 2 hooftegnieke is gebruik: weef, waar die vesels oor en onder mekaar gaan, en vleg, waar reep om mekaar gedraai word. Altwee hierdie metodes skep 'n struktuur wat baie sterker is as wat die individuele graspolletjies ooit op hulle eie kon wees.
So, van die staal in ons wolkekrabbers tot die geweefde gras van 'n tradisionele mat, ons hele wêreld word gevorm deur hoe ons materiale verstaan en gebruik. En dit laat 'n mens wonder, né? As ons al so ver gekom het met goed soos sand en olie en yster, wat is die volgende wondermateriaal wat ons nog moet ontdek? Waarvan dink jy sal die toekoms gebou word?